Hallo en welkom by video nommer 2 of sessie nommer 2 van ons openbaringsstudie. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus van Nazareth. So vandag gaan ons aangaan met ons openbaringsstudie. Ons het laas gekom tot en met vers 11 en ons begin vandag met vers 12. Dan kyk ons hoe gaan ons aan, hoe ver ons gaan en hoe Jesus ons lei deur hierdie stuk wat voor ons lê. Wat 'n voorreg is dit nie om tyd saam in Jesus se woord te kan spandeer en om tyd in die boek van Openbaring te kan spandeer, veral in hierdie tye wat ons is. So ons gaan begin net met 'n gebed en dan kan ons vinnig deurgaan van die belangrike punte wat ons laas deurgegaan het in die vorige video en dan gaan ons aan van vers 12 af. So sluit net die oë. O Abba Vader, U is so welkom hier. Dankie vir die voorreg dat ons U mag ken, dat ons U intiem mag ken en met U kan gesels. Dankie dat U nie ver is nie, maar dat U naby is en omgee oor ons. Koning Jesus, dit is so voorreg om U woord te kan hê in ons besitting. Dankie dat ons kan deur U woord lees en dit kan bestudeer en dit kan deel maak van ons lewens. Sjoe Jesus, en so voorreg is dit nie dat hierdie boek van Openbaring, U beloof dat daar 'n blessing daarop is vir die wat dit hoor, wat dit lees en wat dit onderhou. So dankie Jesus dat ons nou onsself kan vereenselwig met daai blessing en help ons, maak ons harte oop en ons geeswens oop om daai blessing te kan ontvang. Abba Vader, kom leer U onsself asseblief. Kom stap saam met ons deur hierdie woorde, hierdie verse en al die simboliek in hierdie wonderlike boek. Kom maak dit vir ons oop. Kom verduidelik vir ons wat daar staan en wat ons moet weet vir vandag se lewe. Berei ons voor dat ons nie omkant sal gevang word wanneer U terugkom nie, Koning Jesus. Help ons om hierdie woord te verstaan. Dankie dat U onsself gaan kom leer. Dankie dat hierdie tyd net tyd uitgekoop is saam met U, Jesus, en dat niemand dit van ons kan vat nie. Dankie dat hierdie oomblik saam met U ewigheidswaarde het. Dankie dat wat ons gaan leer vandag deur U onderwysing, deur U verduideliking, dankie dat dit ons gaan transformeer en gaan deel word van ons harte en ons lewens. In Jesus almagtige naam. Dankie Jesus dat U net kom oorneem. Amen. So om te begin gaan ons net deur 'n paar belangrike punte gaan wat ons laas gesien het. En dan gaan ons by vers 12 begin. So, ons weet ons dien 'n drie-enige God, dit is God die Vader, of Abba Vader, dit is God die Seun en die Heilige Gees, en ons weet al drie was teenwoordig met die troon, in die troonkamer en voor die troon. Ons weet, die boek is nie 'n openbaring van Johannes nie, dit is 'n openbaring, dit is die openbaring van Jesus Christus, wat gegee is. God die Vader, Abba Vader, het die openbaring vir Jesus Christus gegee. Jesus het dit vir 'n engel gegee en deur 'n engel aan Johannes dit openbaar en Johannes het dit neergeskryf sodat ons dit mag ontvang. Maar die hele boek van Openbaring is eintlik die openbaring van Jesus Christus. Die woord openbaring in Grieks, dis waar die woord apokalips vandaan kom en dit beteken, dis nie eintlik iets scary nie. Apocalypse beteken eintlik die oorspronklike Grieks beteken the unveiling, the uncovering. So eintlik is openbaring net die oopbreek, die verduideliking, die openbaring van Jesus Christus en die dinge wat gaan gebeur rondom die tyd van Jesus weer terugkom en net daarna. Dan het ons ook gesê daar is heelwat simboliek wat ons sien en van die 7 is 'n belangrike nommer. 7 is completion of God se volmaakte getal. Daar is ook 7 gemeentes en die gemeentes wat ons gesien het is hierdie 7. Dit is ook die wat in vers 11 voorkom. So dit was die gemeente van Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. En dan het ons gesê wolke gaan 'n belangrike rol speel en dit is simbolies van God se teenwoordigheid baie keer en dit is ook hoe Jesus weer gaan kom. Jesus het opgevaar in die wolke en hy gaan weer terugkom in die wolke, het dit gesê, en ons het bassein neergeskryf en ons weet bassein gaan ook 'n belangrike punt speel.
En dan, net omdat dit die openbaring van Jesus is, kan ons gou deurgaan die name of die beskrywings van Jesus wat ons alreeds teëgekom het, en dit is dat Jesus 'n getroue getuie is. Jesus is die eerstgeborene, en dit het ons hierso gevind in vers 5, waar dit sê, Jesus Christus is die eerstgeborene uit die dode, uit die owerste, oor die konings van die aarde. So, daai eerstgeborene, ek wil net gou daar stil staan, en net dit weer eens verduidelik. Dit is omdat Jesus opgestaan het uit die dood. So, voor Jesus se opstanding, was daar ander mense ook al gewees wat opgestaan het uit die dood. Byvoorbeeld, Jesus het vir Lazarus uit die dood uit opgewek. So, dit beteken nie dat Jesus die heel eerste mens is wat van die dood af opgewek is nie, maar dit beteken Jesus is die heel eerste een wat uit die dode opgewek is en toe sy glorified, sy verheerlikte liggaam ontvang het. En dit is wat vir ons soveel hoop gee, want as Jesus die eerstgeborene is van dit beteken Jesus het die krag van dood en die doderyk oorwin, en met Jesus se opstanding het hy sy verheerlikte liggaam ontvang, en omdat dit met Jesus gebeur het, is dit ons seël en ons bewys dat dit met ons ook gaan gebeur. So wanneer enige kind van Jesus hulle asem op aarde hierso uitblaas, dan is ons verseker dat die oomblik wat ons asem hier op aarde uitblaas, is ons onmiddellik in die geesrealm. Ons gees hou aan met lewe, maar ons vlees het gaan slaap. Ons vlees is dood, dit lê in die grond. Dit keer terug na grond waarvan ons gemaak is. Maar die woord verduidelik ons ook dat met die wegraping, wanneer Jesus sy kerk gaan kom haal en hulle, when the church is caught up, wanneer ons opgevang word of weggeraap word, in daai oomblik sê dit, those that are asleep, dit is die wat alreeds, ons geliefdes wat alreeds die aarde verlaat het, wat reeds hulle asem uitgeblaas het, hulle gees is onmiddellik lewend by Jesus, want die woord sê ook vir ons, as ons nie by Christus, as ons nie hierso is nie, is ons onmiddellik teenwoordig by Jesus, dis nou vir die kinders van Jesus, maar hulle het nog nie hulle verheerlikte liggame ontvang nie. Met die wegraping sê dit die wat dood is, of die wat aan die slaap geraak het in Christus, die kinders van Jesus wat hulle asem nie uitgeblaas het, hulle gaan eers hulle verheerlikte liggame ontvang, en dan daarna gaan die van ons wat nog lewendig is, met die tyd van die wegraping, gaan dan ons verheerlikte liggame ontvang. Maar, hierdie gaan alles in, hulle sê in the twinkling of an eye, so dit is nog vinniger as 'n oogknip. Van die wiskundiges en scientific mense het uitgewerk dat 'n twinkling of an eye is nog selfs korter as 'n millisekonde. Dit is so kort, ons kan dit omtrent nie eens meet nie, maar in so 'n absolute oomblik gaan, dis nou met die wegraping, gaan die wat nog lewend is, wat kinders is van God, wat glo in Jesus Christus, gaan weggeraap word, gaan uit hierdie aarde uitgehaal word, en hulle gaan hulle verheerlikte liggame ontvang, en die wat alreeds aan die slaap geraak het in Jesus, of wat hulle asem uitgeblaas het, hulle laaste asem hier op aarde uitgeblaas het, hulle gees, alhoewel hulle by Jesus is, gaan ook in daai oomblik hulle verheerlikte liggame ontvang. En dit, Jesus is die eerste een van dit. Jesus is die eerste een wat alreeds sy volmaakte liggaam ontvang het. King of Kings, Jesus is die konings van alle konings. Ons weet, Jesus het ons lief en dat hy ons skoon gewas het. Jesus is die Alpha en die Omega, dis soos om te sê, hy is A tot Z, alles, hy is die begin en die einde en alles daartussenin. Hierso sê dit ook die begin en die einde. Jesus se ander beskrywing is die een wat is, wat was en wat kom. Dit wys Jesus was nog altyd daar. Dit praat van Jesus se ewigheid. Almagtige God, en dit het ook beskryf dat Jesus 'n stem soos 'n bassein het. Ons gaan nou begin met vers 12 en hier binnekort gaan ons nog 'n dieper beskrywing van Jesus ontdek. Okay, maar kom ons begin ons studie saam. So, as ons nou begin lees in vers 12. Toe draai ek my om, so dit is nou Johannes wat hierso praat, so toe Johannes homself omdraai, onthou hy is in die gees opgevang, en hy ervaar hierdie alles in die geestesrelm, en die geestesrelm is daar nie, is hy nie gebind aan tyd nie,
En dit is 'n groot openbaring wat Jesus vir hom gegee het, 'n geleentheid wat Jesus hom gegee het om in die gees in te tree en dinge te sien wat nog gaan kom. Ok, so, toe draai ek om, Johannes nou, om te sien watter stem met my gespreek het. So ons backtrack net gou 'n bietjie. Ons sê, ons kan hierso van vers 10 gaan. Dit sê, ek was in die gees, so hierso is nou ons verduideliking. Johannes sê, hy was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n bassein, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. So dit is Jesus, hy openbaar wie hy is, hy was nog altyd gewees, en hy sal altyd wees. Ok, nou weet ons, Jesus praat nou met Johannes, en Jesus gee hom instruksie. Jesus sê, skryf wat jy sien in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes, wat in Asië is. So ons weet hierdie is Asia Minor, is die ander naam vir hierdie area, en dit is vandag se area van Turkye. En dan het ons hier die 7 gemeentes, wat na wie toe hy die moet skryf, na wie toe hy hierdie brief moet stuur, of die boek wat hy geskryf. En dit is die gemeente van Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek om, dis na Johannes, om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. Nou, die 7 kandelaars is absoluut simboliek wat ons gaan moet skryf, so ons gaan dit sommer onmiddellik hier skryf, waar ons verskillende simboliek neerskryf. Ok, so ons het te sien 7 goue kandelaars. Ek gaan sê 7, ek gaan dit net in 'n hakie sit, dan gaan ons sê goue kandelaars. Dan sien ons 7 goue kandelaars, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens. Ok, so, wanneer dit praat van Jesus, merk ons dit in pink, so hierdie, dis 'n hoofletter E, so ons weet hierdie een is Jesus, en ons weet ook seun van die mens is 'n naam van Jesus. So dit sê, daar is 7 kandelaars, en tussen hierdie kandelaars is daar een soos die seun van die mens. Dit is Jesus. Dit is Jesus hierdie. So Jesus staan tussen die 7 kandelaars, en dan sê dit dan, is hierdie vir ons 'n verduideliking, ek gaan dit sommer so merk, van Jesus. So hier, as jy ooit voel of jy meer van Jesus wil weet, of 'n prentjie van Jesus wil hê, dit is hoe Jesus lyk, hierdie beskryf Jesus met sy verheerlikte liggaam. So dit sê, een soos 'n seun van mens, met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang. So ons sien, Jesus het 'n lang, hierso het Jesus 'n lang kleed aan, en gegord om die bors met 'n goue gordel. So jy kan sommer al klaar daai prentjie begin vorm van Jesus, met so 'n lang kleed aan, wat tot op sy voete hang, en dan is daar 'n goue band, wat om Jesus se bors gebind is. So mens kan dit vir jou op daai, by jou beskrywing van Jesus byskryf as jy wil, en dan dit soos ek sê, dit begin ons prentjie van Jesus ook vorm. Dan sê dit hier, sy hoof en hare was wit soos wol. Wit soos wol. Ek gaan net hierdie blaadjie wegvat, wit soos wol. Soos sneeu. So wit soos wol, wit soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond. En sy stem was soos baie waters. Nee, so nou het ons gehoor, hierso het ons gehoor, sy stem is soos 'n bassein, hierso, agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n bassein, en dan hoor ons hierso, sy stem is soos, die stem van baie waters. So ons gaan dit sommer hier byskryf. So ek gaan sê, soos 'n bassein, en soos baie waters. Van die van julle wat gelukkig genoeg is om naby water of naby die see te bly, of die wat al by die see was, 'n mens ken daai besonderse geluid van die see, daai oorweldigende groot geluid van die see. Nou kan jy dit dink,
Gebruik daai ervaring van die see om te dink aan Jesus se stem. Dit is 'n goeie beskrywing van Jesus se stem. Dit is so sterk, so kragtig. As 'n mens by die see is 'n mens so bewus van die krag van die see, maar dit bring ook soveel vrede en rustigheid. So dit is so mense ook kan dink aan Jesus. Nou kom ons kyk net gou hier. Voor ons verder gaan. Hierso sê dat Jesus se hare is wit soos wol of wit soos sneeu. Nou, ek weet die prentjie wat 'n mens geneig is om te hê van Jesus is dalk van 'n man met donker hare, met bruin hare. Ek is nie hier om jou prentjie van Jesus te beïnvloed of te verander op enige manier nie, want ek glo absoluut dat Jesus homself aan elkeen van ons openbaar en vir ons elkeen die ware prentjie gee van wie hy is. Wat ek wel wil sê is dat ons hierso kan bid net vir Jesus vra om vir ons enige idees wat ons dalk aangeneem het of opgetel het wat nie eintlik van God af is nie, dat God dit vir ons sal afbreek, dat ons net die ware God sal kan sien en herken en kan leer van. Maar dan wil ek ook hierso sê, wit soos wol en wit soos sneeu, ons weet ook dit is, wit is simbolies van skoonheid, van purity, maar van reinheid, maar dit is ook simbolies van, soos die wit hare, is van absolute wysheid. Op 'n ander plek in die woord ook, net oor die algemeen ook, is ons praat baie keer, sê maar, van gryses en wyses. En ons weet van Spreuke, hoofstuk 8, dat wysheid, Jesus is wysheid. Wysheid is absoluut 'n groot eienskap van Jesus. En God sê ons kan vir hom vra vir bonatuurlike wysheid, en hy sal dit altyd vir ons gee, want bonatuurlike wysheid kom vanaf God. So God is wysheid, en die feit dat dit sê God se hare is wit soos wol, kan sê dat God wit hare het, dat Jesus wit hare het, maar wat ons wel weet is dat op ander plekke ook in die woord waar mense Jesus gesien het en Jesus beskryf, en selfs mense wat in near-death experiences het en Jesus gesien het en Jesus beskryf, hulle beskryf 'n lig, hulle sê, baie mense sê, hulle kon nie Jesus se gesig sien nie, maar dis lig, daar's net so lig wat uitgeskyn het, en hulle het geweet, Jesus is pragtig, en hy's liefdevol, en dis asof hulle sy gesig kon sien, maar nie dit sien soos wat ons gewoond is nie, dis asof daar net soveel glorie uit Jesus uitgeskyn het. So dit kan ook wees dat die witheid van sy hare praat van die glorie, soos as jy dink aan die helderste, witste lig wat skyn, dat dit hierdie wit reinheid en glorie is wat uit Jesus uitskyn. Dit pas ook in by sy oë wat soos 'n vuurvlam is, want dit skyn soos vuur, soos hierdie pragtige lig. So ons weet nou al, dit kan werklik wees dat dit wit hare is, dit kan wees dat dit simbolies is van wysheid, dit kan wees simbolies ook van reinheid, want dit is alles wie Jesus is. Dit praat ook van Jesus se glorie en glans wat so uit hom uitskyn. So dit gee vir 'n mens al meer van 'n prentjie van Jesus. Ek wil net ook hierso inbring, as ons kyk na Daniël, hoofstuk 7, hierso net, is nie Daniël hoofstuk 7, ek wil kyk nou vanaf vers 9, ek moet so 'n bietjie uitzoom, ek glo julle kan nou mooi sien nog, daar sy. So hieronder sê dit, so Daniël, baie keer word Daniël verwys as die openbaring van die Ou Testament. So die boek van Openbaring, soos ons weet, openbaar vir ons wie Jesus is, maar dit vertel ons ook van die tydlyn van God. En dit praat van die kerkera, wat ons tans in is, maar dan praat dit ook van die periodes na die kerkera, en dit is die tribulation of die groot verdrukking en wat daarna gaan gebeur, en as ook die millennial reign. Nou, die boek van Daniël is ook 'n profetiese boek, en dit is amper, kan 'n mens dit sien as die Ou Testament ekwivalent van
wat die boek van Openbaring is vir die Nuwe Testament. In die sin van dat die boek van Daniël is ook vol van profesieë en daar's baie ooreenstemming tussen Daniël en die boek van Openbaring. Maar ek wil nou net spesifiek hier in vers 9, soos Daniël hoofstuk 7 vers 9 stilhou. Want hier het Daniël ook 'n openbaring gehad van wie Jesus is en hier is sy beskrywing van Jesus. Net interessant om op te let dat in die Ou Testament het Jesus homself al openbaar aan mense. Soos byvoorbeeld Daniël. So, dit sê ek, dit is nou Daniël het bly kyk totdat trone reg gesit is en 'n oue van dae gaan sit het. In Engels is hierdie bekend as the Ancient of Days en dit is ook 'n naam van God. So ons kan dit selfs hierso neerskryf, waar ons hierso skryf oor Jesus. The Ancient of Days. Dit is 'n ander naam en beskrywing van God en van Jesus. So dit is of die oue van dae. Dit beteken maar net dat God nog altyd bestaan het, van ou dae af tot nou toe. Dit praat ook van sy ewigheid. 'n Oue van dae gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu. Sien julle, so hierso beskryf het ook nou die kleed, hierso sê dit Jesus se kleed was wit soos sneeu, en die hare van sy hoof soos skoon wol. So as mens dink wol is sag en is skoon en dis pragtig en rein. Sy troon was soos vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 maal duisende het hom gedien en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. So mense gaan aanlees in Daniël 7, daar's baie interessante simboliek en dinge wat Daniël sien. Hy praat onder andere van engele en allerhande wesens wat hy voor die troon sien, maar ek wou maar net vir julle die ooreenstemming gewys het van Daniël wat gesien het dat Jesus 'n pragtige kleed aangehad het, 'n wit kleed, en dat sy hare so wit was soos wol, en die vuurvlamme, so in Daniël dit sê van die troon wat soos vuurvlamme is, en Jesus se oë wat soos vuurvlamme is, en sy voete is soos blink koper wat gloei, soos in 'n oond. So dit, as jy net kan dink, dit is net hierdie absolute glorie wat uit Jesus uitskyn, en die kopervoete praat ook van sterk standvastige voete. En baie plekke in die Bybel is daar nog meer simboliek ook oor die koper in die voete, maar net in kort kan jy dit sien as Jesus se voete is sterk en standvastig, en Jesus se oë is, daar's lewe, daar's as Jesus kyk, hy kyk dwars deur jou, soos wat 'n vuur dwars deur enigiets kan brand. Jesus sien tot in jou diepstes, en Jesus is rein, en die glorie skyn uit hom uit, daar's net hierdie absolute heiligheid om Jesus, en sy stem is soos die baie water, so die kragtige stem, en as 'n mens God se stem hoor, dan weet jy weet dat jy weet dat dit God is wat met jou praat, of dit is wanneer God met jou in jou geesmens praat, of wanneer God hardop met 'n audible stem met jou praat. Dit gee nie om nie, jy weet wanneer God met jou praat, want daar's soveel autoriteit en krag in Jesus se stem, maar tog ook liefde. Ok, dan gaan ons aan, en in sy regterhand, dit is nou in Jesus se regterhand, in sy regterhand, so ek wil sommer net hierdie hoofletter S maak en 'n hoofletter R, in sy regterhand het hy 7 sterre, okay, so hier is nog baie interessante simboliek, so ons gaan gou hierdie sommer omring, het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan. Nou dit is so interessant. Ons weet dat die beskrywing van God se woord is, dat God se woord skerp is soos 'n tweesnydende swaard. The word of God is alive and active, sharper than any two-edged sword. Die woord van God word beskryf as die skerp, as wat nog skerper as 'n tweesnydende swaard. En ons weet dat Jesus is sy woord. Ons weet dit van Johannes 1 af. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Dis Johannes 1 vers 1. En ons sê, hierso sê dit,
uit Jesus se mond uit, hierso uit sy mond het gegaan 'n skerp, tweesnydende swaard. So ons weet dit is die woord van God, dit is sy mond, dis Jesus se mond. Dit is die Bybel, dit is die woorde van die Bybel, dit is alles wat geskryf is in die Bybel. Alle skrif is deur God gegee. All scripture is God-breathed. Ons weet, die hele Bybel, woord vir woord, kom direk van God af. En hierso is net weer eens 'n bevestiging, die woord, die tweesnydende swaard, kom uit Jesus se mond uit. En sy aangesig, dis Jesus sy aangesig, was soos die son, kyk hier, son wat skyn in sy krag. So, dit praat ook van Jesus se glorie en Jesus se heerlikheid. So hierdie hele deel se beskrywing van Jesus, weer eens, hy glorie wat uit Jesus uitskyn. As jy dink, as jy vir die son probeer kyk, jy kan nie eens na die son kyk nie. Dit is soveel lig en dit is so helder. En dan weet ons ergens anders in die Bybel sê dit, in daai tyd wanneer ons nou by Jesus lewe, daar is nie eens 'n son in die hemel nie, want dit sê God se glorie is so skerp dat daar gaan nie in die toekoms eers nodig wees vir 'n son nie, want die glorie van God is so skerp dat dit alles gaan verlig, en hierso begin ons dit sien. En toe ek hom sien, so dit is nou toe Johannes vir Jesus, toe hy hom sien, toe val Johannes soos 'n dooie aan sy voete, aan Jesus se voete. So dis net interessant, ons het begin praat laasweek ook van ervarings wat ons in die gees kan hê. Ek wil net vir 'n oomblik hier stil staan, want dit is nogal 'n punt wat soms kontroversieel is vir party plekke. So hierso wil ek net sê, val soos 'n dooie. En ek gaan nou verder beskryf of verduidelik wat ek met dit bedoel. Maar daar is party, hoe kan ek nou sê, nie alle denominasies is gewoond daaraan dat mense val onder die krag van die Heilige Gees nie. En ek wil absoluut geen denominasie afskiet nie, want ek glo dat daar moet eenheid wees en aanvaarding wees tussen in die body of Christ, in die liggaam van Christus, en dat ons by almal moet leer. Maar wat ek wil sê is dat die werking van die Heilige Gees is 'n werklikheid, en om te val onder die krag van God, daar's eintlik niks snaaks daaraan nie, want hierso sien ons, hy het geval soos 'n dooie. Al wat gebeur in daai oomblik is net dat die krag van God is so groot, so sterk, so almagtig, dat 'n ou vleeslike liggaam kan nie dit hanteer nie. En dis maar net in so 'n oomblik wanneer die krag van God op 'n ekstra manier oor 'n mens uitgestort word, of in wat 'n mens se vleeslike liggaam in aanraking kom met daai krag van God, kan 'n mens dit nie altyd hanteer nie, en dan soms begin 'n liggaam ruk, of soms val 'n mens onder die krag van die Heilige Gees. Dit is nie iets wat 'n mens uit jouself uit doen nie. Dit beteken nie jy moet val nie. Party mense val nooit nie en hulle word kragtig aangeraak. Party mense val een keer en hulle word daarna nog elke keer weer kragtig aangeraak. Party mense val elke keer. Dit het niks te doen, dit wys nie dat jy meer of minder aangeraak word deur God nie. Ek wil maar net dit uitwys om te wys dat dit is iets wat kan gebeur, en dit gaan maar net oor dat 'n vleeslike liggaam nie die glorie van God kan hanteer nie. Ek wil ook sê dat jy sal nie seer kry nie. As dit is van die Heilige Gees af, sal God jou altyd help en jou beskerm dat jy nie seer kry nie. Dit is maar net 'n vinnige punt wat ek by wou stil staan. Net sê, en hy het sy regterhand op my gelê, so dit is Jesus. Hy het sy regterhand op my gelê. God sy regterhand word baie van gepraat. Byvoorbeeld Jesaja 41 vers 10 praat ook van hoe God ons red met sy reddende regterhand. Maar Jesus het sy regterhand op Johannes gelê en vir Johannes gesê, moenie vrees nie. Ag, klink dit nie net so absoluut soos Jesus nie? Hoeveel keer in die Bybel sê Jesus, moenie vrees nie, moenie bekommer nie, moenie angstig wees nie. Ek is die eerste en die laaste. En weer eens gee Jesus net bevestiging. En ek dink dit is so tipies van Jesus, dat Jesus kom en hy openbaar homself.
En met die openbaring van homself aan ons, bring dit vir ons net soveel vrede. En Jesus sê, moenie vrees nie, onmiddellik bring hy die vrede en hy sê wie hy is. Hy is die eerste en die laaste. En dit is ook wat die woord van God vir ons doen. Dit openbaar wie Jesus is, dat Jesus nog altyd daar was, dat Jesus altyd in beheer sal wees. En met dit, hoe meer tyd ons in die woord spandeer en by Jesus tyd spandeer, hoe meer besef ons dat ons werklik nie hoef te vrees nie. Want Jesus is in beheer. Ok, en dan sê dit, en ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Nou hierdie is my so besonders, ek wil net hierdie sommer in 'n ander kleur maak, ek gaan sommer dit so highlight met hierdie, alle ewigheid. Hierdie is vir ons, hierdie stukkie is vir ons bevestiging, dat ons absoluut 'n ewigheid het, wat vir ons wag. So God sê, hy is die lewende, so Jesus sê hy is die lewende, so dit is belangrik om te weet dat Jesus lewe, en dit is omdat Jesus op die oomblik lewe, wat ons 'n hoopvolle toekoms kan hê, dit is omdat Jesus lewe, dat ons elke dag kan deurmaak, want dit is deur Jesus se krag, en die feit dat Jesus 'n lewende God is, en dat hy betrokke is by ons, wat help dat ons hierdie lewe kan deurmaak, en dat ons die ewigheid gaan hê. Jesus was dood, ek was dood, dit is aan die kruis, nee, aan die kruis het Jesus doodgegaan, hy het eintlik doodgegaan, soos 'n mens heeltemal doodgegaan, en kyk, ek leef, want Jesus het, ons weet, hy sê eers, ek leef, ek gaan dit sommer met pink highlight vir ons, ek leef, wanneer skies, dit was nie 'n goeie idee nie, ek kan die mens nie so mooi sien nie, maar Jesus leef, ons weet van hierdie verduideliking van Jesus, dat hy die eerstgeborene is, nee, en hierso sê hy leef, skies nou dat die mense dit nou nie so mooi kan sien nie, maar die feit dat Jesus leef, wys vir ons dat hy van die kruis af, hy het gesterf, en dit is hom weer opgewek, God het hom, Abba Vader het hom deur die krag van die Heilige Gees opgewek uit die dood, met sy verheerlikte liggaam, en hy lewe tot in alle ewigheid, dit beteken daar is nooit weer 'n einde aan Jesus, nie nooit weer sal Jesus hoef dood te gaan nie, want sy dood was een keer, en vir altyd goed genoeg, dit was die prys vir alle sonde, vir alle mense tot in ewigheid. So, Jesus hoef nooit weer, daar hoef nooit weer nog 'n opoffer te wees, nog 'n sacrifice te wees vir ons nie. Dit was 'n volmaakte sacrifice tot in alle ewigheid. En omdat Jesus tot in alle ewigheid lewe, beteken dit ons gaan ook tot in alle ewigheid lewe. Okay, en dan sê dit, en ek, dis Jesus, het die sleutels van die doderyk en van die dood. So dit wys, toe Jesus doodgegaan het aan die kruis, het Jesus afgesak in die doderyk, en daar het hy elke mag en krag en bose gees en alle bose goed, het Jesus oorwin. So dit is die doderyk en die dood, het Jesus oorwin. Die woord sê, he made a public spectacle of them, en dit is hoekom Jesus die sleutels het. Jesus het die beheer van hulle, van die doderyk en van die dood. Nou, hier kom 'n baie belangrike ding, 'n baie belangrike punt. Hierso sê Jesus, skryf die dinge op, so weer eens die instruksie, as ons onthou hierso het Jesus vir Johannes gesê in vers 11, dat hy moet skryf in 'n boek wat hy sien. Okay, nou hierso is die verdere instruksie, maar hierdie instruksie is so belangrik, ons moet hierdie punt mooi verstaan, want hierso gee Jesus vir ons eintlik die outline van die res van die boek van Openbaring. So hierso sê Jesus, skryf die dinge op wat jy, hierso is eerste punt, wat jy gesien het. Nee, en ons gaan nou meer uitbrei op elkeen. Dan sê dit, die wat is, dis ons tweede punt, sowel as die wat gaan gebeur. So dit is wat Jesus vir Johannes jy moet skryf. Skryf die dinge op wat jy gesien het, nommer 1, nommer 2, wat is, en nommer 3, wat gaan gebeur. Okay, so ons gaan nou verder gaan. So eers, hierdie kan jy sommer net vir jou lekker groot merk. Hierdie is baie belangrik. Ek gaan hierso sê outline, want dit wys, gaan vir ons die res van die boek van Openbaring verduidelik. So, ons begin eers by wat jy gesien het. Ek gaan sommer dit hierso skryf.
Net dat ons daarna ook kan kyk. So, gesien het. Ek gaan net bo aanskryf Openbaring. Oepsie. Openbaring. Want hierdie gaan vir ons die outline gee, so ek wil dit hierso vir my mooi duidelik skryf, gesien het. Nou, wat Johannes gesien het, ons moet onthou dat Johannes was 'n eyewitness van Jesus se lewe op aarde, van Jesus se dood aan die kruis en van Jesus se opstanding en van Jesus se hemelvaart. So Johannes was 'n eyewitness van die hele gospel, die hele tyd van Jesus, né? So, dit is ek gaan sê Johannes eyewitness. Dit is baie belangrik want dit sluit hier in by wat hy gesien het. So dit wys ek gaan vir ons daai punte skryf. Ja, ek gaan sê so dit is Jesus se lewe, dit is aan Jesus se lewe, Jesus se dood aan die kruis, Jesus se opstanding. Want toe Jesus gekruisig was Johannes die een disipel wat daar was, saam met moeder Maria en van die ander vrouens wat Jesus gevolg het. Johannes was eintlik daar by die kruis toe Jesus gekruisig het en sy laaste asem uitgeblaas het. By die opstanding, Johannes was een van die eerste disipels wat na die graf van Jesus toe gehardloop het. Daarom was hy een van die eerstes wat gesien het dat Jesus se graf leeg was. En die hemelvaart, so na die opstanding het Jesus homself bewys aan sy disipels en aan omtrent 500 of meer as 500 ander mense, het Jesus verskyn na sy opstanding uit die dood, met sy verheerlikte liggaam het Jesus aan hierdie mense verskyn vir ongeveer 40 dae, voordat Jesus opgevaar het hemel toe, en dit is net as bewys dat Jesus werklik opgestaan het uit die dood en dat hy sy verheerlikte liggaam het, dat hy die eerstgeborene is van die lewendes. En na daai 40 dae het Jesus toe sy disipels opgevat na 'n berg toe, en van daai berg af het die disipels gesien hoe Jesus opvaar in die hemel in. En die hemelvaart is mens 'n dag wat ons vier. Dit kom na Paasfees. Maar die rede hoekom hemelvaart so belangrik is want dit wys ook dat die volmaakte offer wat Jesus aan die kruis gebring het, dat dit aanvaar is in die hemel. Dit is hoekom Jesus se lewe, se dood, se opstanding en hemelvaart of ascension, alles vorm deel van die evangelie en die goeie nuus van Jesus. En Johannes was by elke een van die betrokke. So dit is wat onder andere Johannes geskryf het wat hy gesien het, en dit is wat hy gedoen het, want ons het die Gospel van John, is die 4de boek van die Nuwe Testament, Matteus, Markus, Lukas, dan Johannes, die boek van Johannes, en dan is daar ook verdere briewe van Johannes aan die einde van die Bybel net voor Openbaring, dit is 1, 2 en 3 Johannes, maar spesifiek so dit is net 'n deel ook van wat Johannes moes skryf, wat hy gesien het, maar as ons spesifiek net praat oor Openbaring, want dis meer waaroor hierdie gaan, praat dit van dat hy Jesus in sy verheerlikte liggaam gesien het. Want onthou, ons het nou net gelees hierso. Hier beskryf hy wie Jesus is. So basies, Johannes het al hierdie dinge ervaar van hoofstuk 1, dat God die openbaring, dat Abba Vader die openbaring vir Jesus gegee het, en Jesus deur 'n engel dit vir Johannes gegee het, en dit vertel ons dat Johannes in die gees was, en dat hy vir Jesus self gesien het, en Jesus het vir Johannes gesê, hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, en dan sien ons uit die 7 kandelare gesien, en dan het hy Jesus gesien, en sy verduideliking van Jesus, met sy kleed, die wit hare soos wol, en sy oë soos vuur, dat hy geskyn het soos die son, dat Johannes geval soos 'n dooie, en Jesus se hand op hom gelê het, en Jesus gesê het, hy is die lewende, en dat hy die dood oorwin het. Al die goed het Johannes ervaar, en toe sê God weer vir hom, skryf die dinge wat jy gesien het.
So hy herinner hom net gaga, onthou net Johannes, ek weet jy sien nie die besonderse goed, maar onthou net jou taak, jy moet vir my skryf wat jy gesien het, en wat het hy nou al gesien? Hy het al vir Jesus gesien. So dit is wat hy nou moet skryf, so wat hy gesien het, die deel wat hy daar moet geskryf het, is Jesus, basies die openbaring van Jesus. So wat hy gesien het, is die openbaring van Jesus. Nee? So, dit wat hy gesien het, tot en met die punt, so hierso praat dit van vers 19 af, so dit is alles vanaf vers 1 tot vers 19, dit gaan ek sê, Openbaring, hoofstuk 1, van vers 1 tot vers 18, gaan ek sê, en dan vers 19 is nou die instruksie. So dit, wat hy gesien het, val in hierdie deel van openbaring. Okay, nou, kom ons kyk die volgende deel, sê wat is, dit moet hy ook skryf, so, wat is, so dit is wat op die oomblik gebeur, wat nog steeds die huidige oomblik is, en dan sowel as die wat gaan gebeur. Net gaan hier so sê, wat gaan gebeur. Onthou, dit is die outline gebeur van openbaring hierdie. Net om gaga vir julle te sê, die woord, die Grieks hierso, vir wat gaan gebeur, is metatelta. Dit beteken wat kom, dit wat nog gaan kom, dit wat hierna gaan gebeur, né? En wat is, praat van present tense, so past, present, future is wat hierdie is. Nou, dis baie eenvoudig, want alles is in die present tense, totdat openbaring vir ons sê, dat ons nou in hierdie deel ingaan, en ons weet, dis net daai klein deeltjie wat reeds gebeur het. So dit is wat was, is alles wat voor vers 19 gebeur het, en wat gaan gebeur, gaan ons nog by uitkom. So, basies beteken dit dan, dat hierdie wat is basies van openbaring, 1 vers 19 af, tot en met, en ek gaan net so maak die blokkie, en ek gaan hom oophou, want ons gaan nog daarby uitkom. So ek gaan dit nou vir julle verder verduidelik. So ek wil net gaga vir julle wys. Ons skiep net gaga bietjie vorentoe net om hierdie outline gaga vir ons vol te maak, maar dit sê wat gaan gebeur? So nou van hoofstuk 1 vers 19 af, praat dit van alles wat is. En dan skielik in Openbaring, kyk daar Openbaring, hoofstuk 4. Skielik begin hoofstuk 4 met na hierdie dinge. Okay, na watte dinge? Na hierdie dinge, na alles wat is. Sê ons wat gaan gebeur. So met ander woorde, ons blou deel, die deel wat nog gaan kom, begin van hoofstuk 4 vers 1 af. En wat interessant is na hierdie dinge, die Grieks wat hier gebruik is metatelta. Wat dieselfde woord is wat hier gebruik was in vers 19, toe hy gesê het, wat gaan gebeur, metatelta, en dan hierso, weer eens metatelta. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem, wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, is onthou, ons weet, die basseinstem is Jesus se stem, kom op hierheen, en ek sal jou toon, wat na hierdie dinge moet gebeur. Weer eens, daai na hierdie dinge, metatelta. In hoofstuk 4 het ons in vers 1 het ons 2 keer wat dit praat van metatelta, wat hierna gaan gebeur, bevestiging daarvan. So dit wil vir ons sê, dat wat gaan gebeur is van Openbaring hoofstuk 4 vers 1 af, tot en met, en dit is dan tot en met die einde van Openbaring, dan gaan dit tot by Openbaring hoofstuk 22 vers 21, so dit is tot aan die einde. So wat is dan van Openbaring 1 vers 19 tot en met Openbaring 3 vers 22 is wat is. En daar het jy jou hele outline vir die boek van Openbaring, so dit maak dit eintlik baie eenvoudig. Nou, kom ons lees net gou weer verder. So, skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur.
Die verborgenhede van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, so onthou dis Jesus wat praat en dis Jesus se regterhand, maar hier is daai 7 sterre, wil net dit gou weer merk, ons het vroeër van die 7 sterre gepraat, die 7 sterre, en hierso gaan Jesus nou vir ons die verborgenheid van die 7 sterre verduidelik. So, hierdie 7 sterre wat ons hierso gesien het, word nou hierso vir ons verduidelik. Hierso is die 7 sterre. En die 7 kandelare, die 7 goue kandelare wat ons hierso gesien het, gaan nou vir ons hierso verduidelik word. Van die 7 kandelaars. Okay, so ons kyk net gou eers. Ek het hier by ons simboliek het ek vergeet om te skryf van die 7 sterre. So ons het 7 kandelare en ons het 7 sterre. Ek gaan net 'n sterretjie maak vir my. Okay. En nou sê dit hierso vir ons. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes. Ek gaan onderaan skryf messenger. Van die 7 gemeentes. Ek gaan dit sommer so maak, né? Nou, die engele in hierdie konteks, as jy kyk na die oorspronklike Grieks, en ek het ook dit laas in die vorige video genoem, maar die engele, dit kan engele wees soos wat ons dit ken, maar die algemene verduideliking of verstaan van hierdie engele is dat dit die ministers, die pastore is, die een wat in beheer is, wat die woord bring en die overseer van hierdie gemeentes. So dit sal soos die pastoor wees van die 7 gemeentes. En die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Die 7 kandelaars is die 7 gemeentes, so dit maak dit baie eenvoudig. 7 kandelaars is die 7 gemeentes, en die 7 sterre is die boodskapper, of die een wat die boodskap dra, en wat die gemeentes oppas, die pastoor van die gemeentes, die messenger of the 7 churches. So daar maak dit vir ons baie maklik, daar verduidelik Jesus vir ons. En nou, wanneer ons weer begin, gaan ons begin met hoofstuk 2, en dit is dan begin Johannes skryf met die briewe wat hy aan die 7 gemeentes moet skryf. Kom ons sluit net gou weer ons oë en sê net vir Jesus dankie vir die studie vandag. Koning Jesus, so dankie. Daar is soveel diepte in die woord, Jesus. Dankie vir die voorreg dat ons Openbaring se hoofstuk 1 kon klaarmaak. Dankie vir die simboliek wat U vir ons verduidelik het. Dankie dat U dit vir ons maklik maak om te verstaan en dat U ons opgewonde maak om meer te kan verstaan van U woord en meer te wil verstaan. Dankie Jesus dat U ons tyd saam geseën het, Jesus, en dat ons weet dat U ons pad vorentoe ook saam sal seën. Jesus, help ons om asseblief reg te lewe vir U. Help ons om elke idee wat ons van U opgestel het in ons gedagtes, elke idee wat ons aangeneem het van ander mense, wat nie reg is nie. Jesus, ons vra dat U dit sal kom afbreek. Kom leer ons wie U werklik is. Kom openbaar asseblief U self aan ons, wie U werklik is. Nie wie ander mense sê U is nie, maar wie U self vir ons sê U is. Dankie dat U ons denke kom skoonmaak, dat ons nie leuns sal glo nie, maar dat ons vry sal wees om U volle waarheid te kan ontvang en U volle waarheid te kan glo. Dankie Koning Jesus, ons is so lief vir U. Help ons asseblief om voluit te hardloop vir U en om U voluit te dien. Dankie Koning Jesus. In Jesus almagtige naam bid ek dit. Dankie vir U beskerming en U liefde oor ons. Amen.